wat maak ons hier, is wat ons laas mee begin het, van wat soek ons op die aarde, en dit is half een voortsetting van die weke vooruit wat ons gepraat het oor Godse wil, en as dit so gauw soos leefheid van die wêreld lyk, waar pas God in die prentjie en na julle storie? So, laas week net vir verfrissertjie gaan op julle, het ons gekijk na 3 punte, ons het gepraat oor basis, ons praat oor jou roep, wat soek ons hier, wat wil God vir jou op aarde? En die eerste was maklik geweest, en dit is wat wil God van elke Christen hê? Wat verwag God van jou as jy sê, dis 'n Christen? En die 3 punte wat ons nou gekyk het, is die eerste plek, jy moet hom ken, jy moet by hom bly. Dis wat hy gesê het, hy het hulle geroep om by hom te bly, dis die eerste ding. En om hulle uit te stuur in die wêreld, en om dit te kan doen, was die tweede punt, jy moet groei. Geestelike groei is 'n belangrike aspek. En as jy in Jesus bly, en jy groei geestelik, dan gebeur die derde en half outomaties, wat is, jy skyn. En God het ons geroep almal om lig in hierdie wêreld te wees, en as jy nog nie opgeleid het, die wêreld word donkerder. En ons lig wat ons skyn, is die amazing ding, dis nie jou lig wat jy moet generate nie. Jy is nie geroep om in die kragopwekking te wees nie. Jy is die lig aan die voorkant van die extension. Ons reflekteer God se lig, ons skyn sy lig. Jy het nie die troepe te wees nie. Hierdie week wil ek praat oor wat ek noem, kon nie beter woorde nie, die toewydingsroeping. Waaraan wy jy jou lewe? Ek hoop is nie vir julle, maar God het elkeen van julle geroep in bedieninge. Dit hoef nie voltyds te wees nie, soos ek en al is goed nie. Maar God het jou spesiaal gemaak, omdat hy iets spesiaals in gedagte gehad het vir jou, wat jy by die aarde moet kom doen, in sy koninkryk. Dit was nie sommer net kosmiese dobbel gooi om jy daar te kry. Hierso is 2 vers 1 is Efesiërs 2 vers 10 wat sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Dink 'n bietjie oor voorberei. As jy weet mense kom kuier en jy berei jou huis voor of kos voor of wat ook al, daar's 'n bietjie gedagte agter die storie. En Efesiërs sê God het voorberei vir ons goedjies om te doen. Was nie sommer net, okay, as van die aarde ring, iemand doen iets. Hy het 'n plan gehad. En hierdie ding hoort elke Christen te memoriseer. Ek gaan dit doen. Psalm 139, en hier is net vers 13 tot 16. Dit sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike manier geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Ek weet het verseker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien, toe ek aan mekaar geweef is in die diep moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, hoor my hierdie. Al die lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore was. God het vir jou beplan in detail, hy het lyk my soos in 'n sketsboek daar, of een of ander joernaal, of 'n skryfboek in die gang gehad met jou. En het alles beplan wat jy moet doen, en het daar neergeskryf. En wat ons glo is, enig as my God gaan kom, gaan dit nie wees van, het nie geroep gevloek en gedans nie, hy gaan dan uithaal oor die lewe wat hy beplan het, en gaan kyk of jy daar uitgekom. En kan jy maak nie sy kind is nie, het gaan maak van die volheid wat hy gesê het, hy bring vir ons volheid lewe, julle, wat ons hulle jaag. Waar is die volheid lewe, waar is die genesing, waar is die sorg? Hy het vir ons beplan. Ons probeer daar uitkom, en ons gaan soek na die gebeur. Dink gaan vir 'n oomblik saam met my en al die mense wat ons saam ken. Dink aan jou familie, aan jou vriendekring, dink aan al jou kollegas, of jou medestudente. Ek en hy kan nie na mense bereik nie. Maar saam kan ons alle mense bereik. Frankly, dis nie eers my job nie. Ek het absoluut geen las daaroor nie. Ek het, dis ding lang miljoen terug gelukkig geval in my skouers op die las van die wêreld.
want ek is nie hulle redder nie. Maar dis nie die punt nie. My job hier so in hierdie dingetjie is meer ons lees dit, Efesiërs 4 van vers 11 af. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So, hoe ons saam al die goed gaan doen nie, sodat God van ons verwag, is, ek gaan nie staan en babbel, en dan gaan ander mense in jou lewe opkom wat profeties jou gaan bedien, en dan gaan herdertjies kom wat jou hartjie gaan help by mekaar hou, en al die goede gebeur, sodat die liggaam toegerus word, om die werk te doen. En dit sê, sommige het uitgegee, dat ek net, omdat jy nie baie sulke mense nodig nie, jy baie mense wat toegerus word om die werk te doen, dan sal genoeg mense om die werk te doen. Maar dat iets grootliks verkeerd gegaan, toe die mense besluit die dag, ons betaal iemand om in die hoof van 'n kerk te staan, en daai ou gaan die geestelike werk doen van ons gemeenskap. Ons betaal hom salaris om ons geestelike werk te doen. Nie pas om so om te werk, kan nie. Ek kan nie alle mense bereik wat ons gesamentlik ken nie, maar saam kan ons dit bereik. Dis die fantastiese ding wat ons in die gaan. So, ek weet of jy daar gedink het nie, maar die mense wat ons in die Bybel van lees, wat die amazing goed gedoen het vir God, was meestal nie voltyds aan bediening nie. Want ons praat vanoggend oor, wat doen jy met jou lewe? Waarin wy jy lewe? En ons praat nie van wat jy doen vir geld nie. Hierdie is nie in jou roeping en jou beroep nie. Ons gaan volgende week aankom as ons goed gaan. Hierdie is bediening. Die werk wat God vir jou beplan het, en dat jy moet doen in sy koninkryk, of as deel van sy liggaam, dis waar ons volgende kyk. En die mense in die Bybel het amazing goed vir God gedoen, maar dit was nie voltyds aan bediening die meeste nie. So vanoggend speel ons bietjie vers te vers. Ek het nie 500 randjies nie, maar julle gaan raai, wat het die volgende mense gedoen as vir hulle lewens? Ten spyte van wat hulle aangevang het van God. Wat is hulle van beroep? Abraham. Is het besigheid so? En wat sê dit? Boer. Isak. Ek gaan Pienaar verbied om te antwoord verder. Jakob, Gideon, allemaal boere gewees. Hier is een makkelijke ene. Wat was David? Voordat ek 'n broodjie gehad het. Dat is hy. Amos. Skaapwater. Help jy sommer. Nehemia. Nehemia was 'n wynskinker. Hy is koning se wynskinker. Hy het, dis die ding, hy het amazing goed vir God gedoen, maar hy was 'n wynskinker van die koning. Matteus, hy is te SARS gewerk. Meeste van Jesus se disciples was wie? Dis Romane. Paulus, tentmaker. Lukas, Rahab. Ja, positief. Nie het nie, maar sy het gewerk. Sy het gewerk hier daar. Okay, so, hierdie mense het allemaal great goed aangevang vir God en hulle was nie voltyds in bediening nie. So, moet nie dat daar in 'n pootjie van, God het iets vir hom te doen, ja maar, hierdie was het amazing goed gedoen, en Efesiërs sê, dit so dit werk. Die ouens in die sogenaamde bediening is nie as in werk nie. Ons lyk van shine vang en probeer dit met mekaar hou en julle aanmoedig om iets te doen. Dis wat ons moet doen. En as almal iets doen dan bereik ons die mense. Okay, so vandag wil ek weer 3 punte noem oor jou toewydingsroeping. En die eerste punt is beweeg nader aan God. Als goed van hierdie Psalm 73, vers 28. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. En die Here het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. Is 'n Psalm van Asaf. En Asaf skryf na julle ding van ek wil julle vertel van God se goedheid. Ek wil julle vertel wat sy amazing goed vir sy kinders doen. Dis wat Asaf van daai ding sê, van dis wat hy moet doen. En hoe doen hy dit? Naby God. Stel God as hy toevlug en hy vlug na God, en nie met in die moeilikheid is. Hy vlug na God om naby God te wees. Dis hoe hy vertel van wat God al doen. Nou hier is die ding. Sê nie maar jy voel nie lus
om ander te beweeg aan. Sê nou maar jy het 'n bietjie van 'n hektiek dag gehad, of 'n hektiek week gehad, hektiek jaar gehad, en jy voel net nie so lekker heilig genoeg om naby God te kom nie. Dan wat? Kan jy nog steeds naby kom? Hebreërs 7 vers 18, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, en die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar in teenstelling, aan die ander kant, is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En Hebreërs beskryf daai beter hoop as Christus en genade. So as jy so 'n bietjie nie lekker voel nie, kan jy tot God nader. Ja, why? Dis genade in Christus. En volgens stel ek nog al duideliker net verder aan Hebreërs 10 vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid, die harte gereinig deur besprenkeling, harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Jy kan met sekerheid voor God gaan staan ten spyte van die stoepegoed wat jy aanvang. Maar dit gaan nie oor performance nie. Dit gaan oor Christus en genade wat hy gewin het. Jy is gewas, jy is gewas, jy kan voor hom gaan staan. Sê nou maar, jy is vasgevang in 'n ding in die lewe, jy net nie van kan loskom. Jy dink jy sê, Here, ek sal nie weer nie, en jy weer kry jy weer sê, Here, ek sal nie weer nie, en jy weer sê, Here, ek sal nie weer nie. Jy stoei met iets in die lewe, wat vast dit gebeur? Kan jy na God toe kom? Wil julle lees wat die van julle is demoon beseker. My vrou het baie keer so aan, maar ek weet sy is. Dit is lekker my moeder staan, ek kan al sê. En sê wat dat die huis getrap. In geval, niemand van julle is op daai plek nie. En jy het gesien wat die besetene van vandaag gedoen het, toe hy Jesus gesien aankom het. Ek het nooit geraak gelees. En toe Jesus van ver af sien, hartlik by hom val voor hom neer. En voor hom neerval in hierdie opsig, julle, ek kan die vertaal het met worship, Engels by ons. Dis 'n aanbiddingsterm, is nie soos 'n hy het op sy aangesig voor Jesus neergeval. En van al die dinge van wat my kom pynlik nie dit nie, die mense self het die demone weg en help hy. En die uiteinde volgens kerkgeskiedenis is met daai ou mense die biskop geword van die Kapelus toe. Jesus se naam verkondig. Hy het nie nader verhartlik en gaan neerval, gaan bid. So as jy enige iets beter as demoon besete is, maar nie heeltemal okay is nie, it's fine. Kom na Jesus. Ek dink deel van ons probleem is dat ons het die denken in ons harte van, ons wil graag onsself net afstof, dat ons na Jesus toe kan kom. En eindelijk is, jy moet na Jesus toe kom en hy kan afstof. Ons het dit op sy kop gedraai. Ek het soveel mense in my lewe wat wegharte van God, want hulle kan nie nou kom, want hulle is nog uitgesorg. In plaas van, kom dat hy jou uitsorg. En ek sit om te glo dat dit is hoe dit werk, maar dit is hoe dit werk. Hierdie is Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nie die wat volmaak is nie. God beloon die mense wat hom soek. Nou hartlik nader met die demoon al, hy gaan vir jou help. Sê nie maar jy is hartseer of even kwaad vir God, omdat hy nie opgedaag het, volgens jou tydsberekening. Sê maar jy is hartseer, kan jy maar na Jesus toe kom, of nader aan God beweeg. Denk volgens die storie van Martha en Maria, Lazarus se sissies. Here, kom wel, ons goed is siek. En Jesus kom, die mense die daar 4 dae later, en toe kom hy al mooi. Ek dink daar is op die omstandig is. Johannes 11 vers 20, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het die gedodge, in vers 28, en nadat sy het gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep my. En sy het toe sy behoor vinnig opgestaan en al toegegaan. Miskien kwaad vir God, iets okay. Die gaan steeds nader gaan. Sê nie die hoop verloor. Sê dat ons het jou vasthou, val ek hier nie so mooi plek, jy gedink het nie. Denk vanoggend aan
een van die disciples, en ons Petrus, wat sy hoop het op hierdie ding, en Jesus vertel hulle dit, en hy word gekruisig, en toe hy klaar gekruisig is, ek weet nie dag wat, maar Petrus besluit, hy gaan terug visval. En Jesus staan op, en hy loop terug, en hulle herken hom glad nie. Hy sê, gooi die net bietjie daai kant in manne, en hulle gooi die net daai kant in, en hulle herken hom nie. Want hulle verwag hom nie. Dis scary. Wat is dit te weet? In elk geval, een van hulle sê om te raak, wat is die? Johannes 21 vers 7. Daarop sê die discipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dis die Here. En toe Simon Petrus hoorde dat die Here is, God hy sy boel kyk om, want hy was naak, en hy werk homself in die see. Nie was kamp en nie my so. En spite van die feit dat hy die moed verloor het, toe hy Jesus weer sien, gaan so. Hier sien jy wat ons ook deze baie met mense deel hulle, sê nou maar, jy was weg van God af. Sê nou maar, jy is die kwaad vir die kerk, en weg van God af verwerk. Kan jy nou om te kom? Kan jy nou by Jesus kom? Kan jy nou by God kom? As jy weggedraai het en jy al die Christelike gesit en op opgehad, dan is dit met paapkant verhouding nie. Dit is vir die bijna verloren seun. Jy hoef nie wegkom om te gaan loer in die moord nie. Jy kan wegkom met die kwaad is op. En hy het opgestaan na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig heel met hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. As jy weghard van jou pa af, het hy heel begeerd is, en moet terugdreef. En as jy kinders sê, dan weet jy hoe het voel. Kan het kwaad maak, wil my microfoon sit. Maar jy wil by jou weg. Jy wil jou kind by my. En as hulle aanjaag, kan jy nie wag vir terugkom nie. Dis die pa wat jy het. Jou pa staan en kyk vir jou, en hy kan nie wag om sy armes om jou te slaan nie. En spyt dit aan die feit dat jy weg was en kwaad was. So al wat ek al die voorbeelde moet sê is, die eerste punt van net ontdek wat God wil hê vir jy dit moet doen, is jy moet naby hom wees. Dis al plek waar jy kan uitvind. En enige tyd is 'n goeie tyd om naby God te wees. Jy hoef nie te wag wat goed align nie, jy hoef nie te wag dat jy beter is nie, jy hoef nie te wag vir iets om te gebeur nie. Jy kan net nader beweeg. Die tweede punt is, ontdek en ontwikkel jou gawes. Nou, ons het ons stukke daarna gekyk, maar is dit weer die prentjie van hoe dit lyk, wat ons kry in 1 Korintiërs 12, vers 14, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort ek aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort ek daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? En as dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in sy liggaam of in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Want hy weer, hy het beplan, ek is nie sommer net nie. Hy het beplan vir 'n oor of 'n voet of 'n tong of 'n blindarm of 'n wat was die res? Hy het beplan vir iets in sy lyf nie. En het gaan aan my gedeelte om te sê, die gedeeltes wat jy nie kan sien is die belangrikste gedeeltes. En daar is vanoggend dinge in die gang hier, julle die mense wat ons nie kan sien, want hulle bly nie eens in die door, en dis 'n deel van die gemeente nie. Wat sy verantwoordelik, sy skuld wat amper sê, is dat hierdie bediening is as hy is, en ons sien hulle. Die mense wat voorbid vir ons, en agter ons staan met sulke goed, wat inspraak in ons lewe gee, wat vir ons help luister na wat God sê, al hulle werk. Sien ons nie, hulle kry nie eer van wat hulle doen nie. Maar ek kan alles verbloem en winst gaan met sommige mense. Dink aan God se liggaam net oor die aarde, is nou 'n klein gemeente. Van iewers bedien iemand vanoggend mense wat nie is in 'n kerk sit. Hulle iewers in bos inrol gaan mense kerk voorhou of in die middestad, wat nie lekker is nie. Iewers moet mense uit hulle gemaksone uitklim te gaan doen wat ander mense nie wil doen. Ek hoop julle het elke die vorige dag om 'n ou te ontmoet as ons stof. Dis al nou wat hy het. Hy is nie gedeeltes van die liggaam wat iemand sien. En hy dokters vra wat vir naam. En hy het plakate van die government en vir die werk wat hy doen. Hy bly nie stiks, en hy is hy te kan nie. Hy lyk tweede in lus met my lauwe.
maar dis die mens wat lewe. En hy draai die wêreld op sy kop. Daar raak so mense spelers. In elk geval, so dis nou stokkies gespreek, maar ons is elkeen julle, en jy moet nie skuldig voel omdat jy nie stok is nie. Maar jy moet skuldig voel as jy nie weet wat jy moet wees nie. So elkeen van ons sê, Korintiërs, het 'n plek, en dit hoef nie shiny te lyk nie. Maar as dit jou calling is, daai gaan jy gelukkig wees daar. Stof nie met sy lip die grond nie. Hy doen wat hy doen, maar hy is gelukkig daar. John Piper het die ding van, is baie mooi, van mense wat sê, as jy na iemand kyk wat sulke werk doen, en jy kyk na Moeder Teresa, en jy dink, kyk hoe luister vir dit. Sy lei nie. Sy doen het omdat dit waar die gelukkigste maak van ons het sy gedoen. En die voorbeeld wat hy gebruik is soos om te kyk na iemand wat sê maar bergklimmer is, en jy gaan klim die Alpe uit, en jy kry frostbare waar jy vinger val. En dan sê mense, jy het gelyf vir dit, sê, jy weet nie wat jy mis as jy daar bo was. As jy daar bo was, daar hele excitement en alles van daar wees, maak dit die moeite werd met dit op te gee om frostbare. En dan sal weer weg gaan. En dit is so met mense wat jy dink, hulle doen iets so God in hulle lei, as jy in jou roeping lewe julle, is die grootste joy wat jy gaan hê, is binne dit. Al lyk dit nie so oppervlakkig nie. Die grootste joy wat jy sal binne, dis hoe al God so goed werk. Jou grootste geluk lê binne in waar jy jou opbou. Hierdie is maar net dieselfde storie wat ons kry in Romeine 12 vers 4. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genade gawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En dan doen we die lysies. En jy moet ontdek, so op my vraag het, weet jy wat dit is? Weet jy wat die gawes is wat God in jou wil hê? En as jy weet wat dit is, doen nie iets daarmee. En as jy weet wat dit is in die plek jy kan uit te leef nie, voilà, die klein gemeentetjie, moet baie dinge gebeur. Die rede hoekom niks gebeur nie is omdat dit op klein is, ons gaan nie mag gebeur nie. So ding dat ek na die van die mekaar afgesluit het, ek gaan nie iemand aanstel om kinderkerk te ry. Iemand gaan half kom en sê ek wil graag met kinders werk. Ons sê great, werk met kinders. Of iemand gaan sê ons wil graag dit doen, of ons wil dit doen, en ons gaan sê great. Kom ons help ons kyk wat ons kan doen, kry dit in die gang. Maar ons gaan nie maar gebeur nie. Ons gaan nie mense aanstel om jobs te vul nie, ons gaan mense kry wat hulle bediening raak sien en dit doen. En die mense wat agter ons staan wat die goed wat vir ons bid en wat ons help met alle dit, is nie mense wat ons opgeleid het toe. Dit is nie mense wat ons kon dit raak sien, wat God hulle mee gesien het, en ons gebruik. En die rede hoekom ons hele gebruik vir goed is ons kan van ons goed in julle sien. Maar jy moet in jou lewe begin ontdek, vanoggend is nie wat is jou spesifiek. Dis jy is nie in lewe. Hierdie is jy nodig om dit te sien en te ontwikkel as jy 'n genadegawe gekry het. Dink van jy kry hierdie persentjie. Almal van julle het al persente gekry. As jy 'n fiets kry en jy maak 'n pakkie op en jy fiets, great. Die volgende wat jy moet leer die ding bestuur. En dit is die praktiese gedeelte van ontwikkel die ding wat in my kop afkom net doen dit. As jy 'n hartjie van jou voel iets wat jy glo jy kan doen, wat jy natuurlike aanklank by vind, wat jy dink jy gaan doen dit. En ek weet nie of waar groot reg verkeerd is nie. En as dit nie dit is nie, dan doen jy die volgende ding tot ontdek het. Daar's nie 'n manual wat vir ons sê van A tot G gaan ons profeties optree. A tot wat ook al, dat is nie niks nie. Jy moet ontdek in jou lewe wat dit is, wat God in jou hart wil hê. En dis nie goed met jou maktiek. God gaan nie goed is op jou seer maak. Hy het vir jou toegerus. Dink jy dat? Hy het voorbereidings getref. Jy is toegerus om te doen wat hy jou voorgeroep het. Die derde punt is doen iets. Iewers moet jy verby die punt gaan van waarby Jesus uit die regte ding is om te doen. En jy moet ontdek wat die goed in jou lewe is. En baie mense weet wat dit is. Maar jy moet by dit kom. Jy moet uitkom by die doen wat jy moet doen daarin. Hier is net stukkies persoonlike vrae, as jy is nie omdat ek swaar nie, steeds maar omdat ek my eie storie dit moet vertel. Ek het weer seer geswat en absoluut in my hart of niks geweet van musiek nie. Ek het musiek gehad op skool of pakkies en ek het gespeel in die, wat sê dit? Kadetokkies. Maar dat is dit.
En toe ek die dag daai advertensie sien van, hulle soek 'n byspleier vir 'n werk. Kan ek nie eens vir jou sê wat gesê het vir my hartjie? Kyk, hier is dit met jy kan dit doen. Ek kan nie vir jou sê wat dit was nie. En toe ek agtertoms van koop het, dat julle ken julle stories van 'n radikale gekry. Niks daarvan geweet nie. Maar iewers in my hart het iets my gesê, hierdie is iets wat jy kan doen. En het het uitgetuig soos wat ek gedink het moes. En die opsig van die wat in die gang is, ek wou nooit 'n gemeente gehad het. Toe die Here is ons van gemeente het ek gedink is dit ons doen. Ten spyte daarvan het ek altyd nog 'n gevoel van preek en van die musiek en goede. En die musiek voorbereiding na my kollig gevoel daar vir die musiek, het ek begin toerusting wat ons reg gemaak. Dan begin jy in speel en kaffe galerie vir R25 vir 'n aand. En die burger kos het R20. Al daai tok gaan jy deur sodat jy eendag die wêreld vol kan speel. Wat ek net gebless was om te doen. En in dieselfde opsig as van die ding van voor of enigstens die ding van gemeente of enige van daai ding, het ek altyd geweet van die ding van leer en preek en waarheid. Ek het begin televisie wat voorgelê gebore is. Niks gaan weet van wat daar gaan gebeur nie. Maar daar was 'n ding in my wat net sê, hoe weet jy weet nie, iewers binne weet jy. Dieselfde met ek gedag gevoel het ek kan liedjies skryf of gedig of al die goede wat ek my lewe lang weet doen. Was net van binne my weet ek, as ek alle mense se goed kyk en dink net, ek kon dit doen. Daar was een of twee as ek my lewe wat ek gedink het, dit is so ver van my, ek kon nie daarvan. Hulle is gifted beyond enigiets. Die res van die goed gedink, ek kan dit. En iewers moet jy daai ding vat en dit ontwikkel en uitkom by wat God vir jou te doen. En moenie aan ander mense se boksies vaskyk nie. Julle? As die Here sê sy las is lig en sy juk is sag. En my logie nog altyd my gesê, as jy doen wat jy dink God vir jou sê om te doen, en dit is nie lig en sag, dan doen jy teen die God se werk en nie die mense se werk. Of wat hulle van jou verwag. Dit beteken nie, jy werk nie hard vir mense nie. Dit beteken, dit wat jy doen, maak jy nie seer. Maak jy nie doen nie. Mense sal as dit sal vir. As jy begin, en jy ontdek wat jy doen, jy begin doen. Hou gedagte maatjies, jy begin daarmee doen. Moet nie verwag om te wees nie. Jy gaan nie aan die boeke van net so wat jy net op fiets klim, en eerste keer is jy Olympiese fietsryer nie. Gaan met enigiets wees wat jy prakties gaan doen. Jy moet groei, en dis 'n gifting wat jy gekry het, maar jy moet nog steeds groei soos 'n talent. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil eerder luister na iemand wat dik boeke kennis het in teologie, en 'n verhouding met hulle gelees het, en lewensondervinding het, en 'n paar keer deur hulle was. Ek wil eerder na sy storie luister. As we na ouetjie wat lede roeping het, en twee net geswat het. Maak net die een beter sy aan en maak net van iewers groei en ontwikkel gawes. Die feit dat dit 'n gawe is, beteken nie minder as sodat dit meer diensbaar is dat dit kom. En die ander aanbestedings wil jy eerder na 'n musiekant luister wat gister ontdek het hy wil graag 'n gitarist is of 'n vioolspeler of iemand wat al 'n bietjie 'n jaar as 'n ondervinding het, geoefen het en toe bietjie gaan optree in die wêreld al en al die dinge. Jy weet dan na so 'n persoon luister. Ontwikkel wat God in jou wil hê. Jy is nie beter as ander nie, jy moet iewers begin, maar dan jy daai ding vir jou eie kop en jou eie hart. As jy begin met iets soos 'n dood se begin, jy gaan baie begin. En ek wil ek dink ek het al vir probeer dit al gehoor. Dit was nog net gekom het, toe ry eendag door op my skoot in die kar, hy moes die sit op my skoot. En ek het die hele gesprekke met God in die gang oor die ding, en die kort slotsom af vanoggend is net. Hy sê ek my, hierdie ding van alle wil enige kar en moenie laat die ding van jy wil graag uitkom wat jy wil hê, jy laat mis van wat hier in die gang is, in die groeiproses. Want as jy dit mis, dan mis jy die ding van, jy sit op die papa se skoot. En hy bestuur, maar jy vang signs maar. Daai hele ding van die proses, en as niks verkeerd met alle dinge, ek kan nie om mekaar gee. Maar moenie die proses mis wat ek kom baie met jy is nie, want jy mis die tyd saam met die papa se skoot.
So shortcuts basies is die antwoord, is nie op die van. En net weer my hartjie gerus te stel, even in die Bybel moes die manne iewers begin en iewers in werk. Voorbeeld wat ek kan kry. Elisa het dubbel die wat sal nou ding? Salwing. Elisa het dubbel die salwing van sy voorganger Elia gehad. Maar wat het Elisa gedoen voor hy daar gekom het? Hierdie is 2 Konings, 3 vers 11. En Josafat vra, is hierdie 'n profeet van die Here dat ons deur hom deure kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hand van Elia gegee het. Dis wat hy gedoen het. Hy het daar rondgehol en as Elia sê, maar hy is 'n bietjie fout goed, dan bring hy die water. Hy het hierdie ou gedien. En uiteindelik van die hele storie van die proses van sal met Elia wees, het hy die hele salwing gekry wat Elia gehad het. Waar het Paulus begin? Nie in sy hooligan daar nie, ek dink dat hy help die Here die Christen dood te maak nie. Toe het bekeering gekom het. En as hy in die gemeente opgeneem het, wat het hy gedoen? Wat is sy eerste job? Hierdie is in Handelinge 11 vers 27. En in die dae het daar profete van Jerusalem na Antiochië afgekom, en een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius. En die disippels het besluit dat iedere een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Juda woon. En dit het hulle gedoen en het deur Barnabas en Saulus, of van Paulus, na die ouderlinge gestuur. Paulus se eerste job hier as geredde, omgekeerde, die Here roep hom tot groot goed. En hy skryf mense die derde van die Testament. Sy job, die eerste job in die kerk is, vat hulle maar vir ons die geld so doen. Niks flash jy daar. Doen stap wat moet gedoen word in die kerk. Dit is as in hierdie boodskap julle met baie soos laasweek sy parallel. Jy moet nader aan God beweeg, laasweek as jy ons ontken. Jy moet ontdek dat God in jou belê het, sodat dit kan ontwikkel, sodat jy dan jou rol kan vervul. En jou rol kan net vervul word as die eerste 2 goede in plek is van, jy kom naby God, bly naby hom, en die ding moet omdat jy kan hoor, wat is dit jy? Wat is 'n markie? Wat het jy my belê? Wat is my talente daar gedoen? En wat het ek daarmee doen? En dit is hoe jy kan uitkom by die doen gedeelte, sodat jy jou rol in die liggaam kan vervul. En alles begin by naby God wees. Kan jy daar ons uitsteek? Hier is die belofte. Jakobus 4:18. Ja. Nader tot God en hy sal tot jou nader. As jy nader na God toe kom, in enige toestand wat jy is, en met al die vragies en onsekerheid van wat is dit jy moet doen, sal jy nou kom. Dis 'n papa se hart wat altyd is. En jy by my, nie net vir die papdisdin van verhouding nie, ook sodat jy kry wat jy moet doen, ook sodat jy krag kan kry om te doen wat jy moet doen. Veilige plek om te groei is naby hom. So dalk vanoggend moet jy net weer die gedeelte opskerp van kom naby jou papa. Of dalk is daai gedeelte uitgesond, dalk moet jy vanoggend opskerp die gedeelte van verstaan dat hy goed weet wat dit is, doen.